Ek het die week agtergekom, daar is name op die kos in die werk se yskas. Ek het Vrydag 'n burger geëet wie se naam Derek was. Psalm 23 vers 5 sê, U dek vir my 'n tafel. Maar soms moet ek sê dat dit voel vir my meer soos 'n tafel van onsekerheid. Het voel vir my dat partykeer sit ons by 'n tafel en ons is onseker. Dis asof die een ding op die volgende ding verkeerd loop, dinge werk nie uit nie, dis asof die lewe jou nie 'n kans gee om asem te haal nie. Jy kom net nie voor nie. Dis asof die dal van doodskade weer in 'n brood ingebak is en iemand nog besluit het om vissmeer bo-oor te sit. So ek wil jou vra vanoggend, hoe voel jy vandag? En as jy nou eerlik is met jouself, wil ek hê jy moet jouself vir die vraag vra, is jy nog regtig okay? En as jy op die oomblik great voel en alles gaan perfek, ek is bly vir jou. Jy was ook al hier gewees. Maar hoe voel jy vandag? My emosies was die laaste paar weke net all over the place. Ek het overwhelmed gevoel, ek het gevoel ek is net oorweldig en dinge gebeur en dis hierdie klein dingetjies wat mens onderkry. Het julle al agtergekom, dis nie altyd net die groot massive goed nie, dis partykeer daai klein goedjies wat jou net onderkry, wat jou frustreer en jou jou irritasie level so bietjie meer lig as wat dit moet wees. En ek het myself begin vra of cope ek nog regtig? Is ek nog regtig okay, voel ek nog regtig ek gaan dit maak? En ek verstaan nie heeltemal hoekom ek net moeg is nie. Het jy al so gevoel dat jy's net moeg en jy weet nie hoekom nie? Daar's daarom 1 of 2, ek is bly. En dan in hierdie frustrasies en die goed, dan is my seentjie nog vir 4 dae in die hospitaal gewees hierdie week, hy's nou fine en als, maar dis net hierdie gevoel dat ek sit by 'n tafel van onsekerheid. Ek sit by 'n tafel en ek is nie seker nie. Die ergste is hierdie klein dingetjies wat gebeur wat maak dat jy vra en maak dat jy sê ek weet nie meer nie. Dis die klein dingetjies wat maak dat jy wonder, is ek nog goed genoeg? Onthou jy toe jy leer kar bestuur het, miskien 'n paar van julle so 70 jaar terug, 120 jaar terug vir oom Jan hiervoor. Onthou toe jy leer kar bestuur het jy eers toe jy klein chokkertjie was, na jou ouers gekyk en gedink, easy, draai net daai ding, dan is dit fine, dis maklik, ek het hierdie. En die eerste keer wat jy agter die stuurwiel inklim, toe vrek jy die kar 20 keer in die eerste 5 meter. Amen. Nee, dan kom jy agter dat dinge is 'n klein bietjie meer complicated as wat jy gedink het. Nou, toe besef jy het nog baie om te besef. Jy het nog baie om te leer, jy het nog baie om te groei. En dis nie dat jy swakker geword het en nou ewe skielik swakker kan bestuur as wat jy vroeër kon nie, dis net, jy besef nou eers, jy kan nie regtig nie. Nee, dis is 'n weird plek om te wees. Dis nie, jy het swakker geword nie, jy besef net, jy is nie so goed soos wat jy gedink het, jy is nie. En vir die mense wat nou ordentlike Afrikaans verstaan, want die tieners verstaan nie hierdie woord nie, is jy's ontnigter. Jy gaan hierdie gevoel waar jy besef, jy dink jy het geweet, maar dan kom jy agter, jy het nie regtig geweet nie. Dis die clarity, die nugterheid is dis ontnigter, negatiewe term, dis hierdie clarity van jou gedagtes is weggeneem. Jy is ontnigter. En ek het deur daai siklus gegaan, toe ek my eerste bestuurstoets gaan doen het, met die klem op die eerste een, want ek het die kar agteruit laat rol, want my been het so geskid dat ek nie die clutch kon trap nie. My bestuursvermoë was fine. Ek is nie swakker gewees in daai oomblik nie, ek het net nie geweet hoe om die pressure van daai tannie wat langs my sit, en my so kyk met 'n notepad en 'n clipboard en 'n pen, ek het nie geweet hoe om daai pressure te hanteer nie, en ek het in daai oomblik besef, ek moet nog bietjie uitfigure hoe om onder sulke pressure
normaal en rustig en kalm te kan wees. Die punt wat ek hier wil maak is, jy het nie noodwendig swakker geword nie, maar jy het besef, jy is nog nie waar jy wil wees nie. Die goalpost is bietjie geskuif, en jy het besef, jy is nog nie daar nie. En dis 'n goeie plek om te wees, maar dis nie 'n lekker plek nie. Jy kan op YouTube gaan kyk, so 2 weke terug het Johan gepraat van om leeg te wees. Dis 'n goeie plek om te wees, maar dis nie noodwendig lekker nie. In hierdie onsekerheid. En in onsekerheid, as jy voel jy's in 'n onseker plek, dan die vraag wat ons gewoonlik begin vra is, wat moet ek doen om weer seker te wees? Wat moet ek doen om weer in beheer te kan kom? Wat moet ek doen om weer goed genoeg te voel? En wat moet ek doen om hierdie tafel beter te maak? Wat kan ek op die tafel sit? En ek onthou, ek hoop dit was in julle huise ook so, maar in die ou dae, toe dit nog veilig was om net unannounced by iemand se huis op te dag. Onthou julle daai tye? Dis nou voordat jy 'n WhatsApp gestuur het om te hoor of is jy by die huis, jy het verbygery en gesien die kar is daar en dan draai jy in. Nee, onthou julle dit? Moet dit nie vandag meer probeer nie asseblief. Dis hoekom ons WhatsApp het. Maar anyway, ek onthou so 'n gilletjie as ons sien iemand draai by ons driveway in, dat my ma net so 'n gilletjie sou skree. Dit was nie so hard dat die bure dit sou kon hoor nie, maar die kinders het dit verseker gehoor. En dan weet almal in daai sagte gilletjie presies wat om te doen. Nee, julle onthou, jy hardloop sitkamer toe, jy gryp kombers, jy gryp enige iets, jy vat koppies kombuis toe, jy gooi die lappie oor die wasbak, jy sit die potte in die oond. Ja? Jy bære die goed, jy check, jy sien die kamers is teen mekaar, jy maak die kamerdeure toe. Veeg uit die badkamer af. Nee? Kombuiskas net vinnig, en ek weet nie hoe dit gebeur nie, maar in die tyd van stop in die driveway tot in die huis, glad nie vrede nie, maar dit lyk mooi. Nee, julle ken dit. Want voor die voordeur oopgemaak moet word, moet ons alles waaroor ons embarrassed is, alles wat ons moet fix, in orde kry, moet ons ten minste net wegsteek. Maar die hartseer is ons doen dit met die Here ook. Ons kom op 'n punt waar ons net dinge probeer wegsteek. Hoor wat sê Openbaring 3 vers 20, so bekende vers, hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, pause net gou daar vir 'n oomblik. Daar is so 'n klein pause voordat daai deur oopgemaak word, so klein gilletjie wat partykeer gebeur, waar jy besef, ek is nog nie waar ek wil wees nie. En ons probeer wegsteek. En ons probeer sê maar, Here, wag net 'n bietjie. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Jesus staan hierso by die deur en hy sê, ek wil saam met jou kuier. Ek wil saam met jou om 'n tafel sit en ek wil saam met jou fees vier. En oom Bruce met daai kursus wat ons gedoen het hy gepraat van to abide with. Dit is nie noodwendig om nou vir die eerste keer te glo in Jesus nie, maar dit is om tyd saam met Jesus te spandeer. Dis God se hart op die tafel is, hy wil tyd saam met ons spandeer, hy wil by ons wees. Maar al waaroor ons worry is die skottel goed gewas. En hoekom het ons niks om op die tafel te sit nie? Hoekom het ons niks om te bied nie? En of is ons dalk goed genoeg? Maar as Jesus 'n feesmaal wil hou saam met jou, dan bring hy die kos. Hy staan by die deur met die kos in sy arms. Psalm 23 vers 5 sê, U dek die tafel. Dis die Here wat die tafel vir ons dek, want ons weet dat ons kan niks offer nie, ons het niks om te bied nie, ons kan niks op die tafel sit nie, ons koskaste is leeg. Hy bring die kos en hy kom kuier by ons. Al wat ons moet doen is oopmaak. En dit is so duidelik dat God wil by hierdie tafel saam met ons kom sit en hy wil saam met ons kom fees vier. Hy wil ons kom bederf, tyd saam met ons spandeer. Hy, God, koning, kom sit by ons.
En hy dek vir ons 'n tafel in ons onsekerheid. En die res van hierdie vers sê, voor die oë van my teestanders. Dit sê nie wanneer ek geen teenstanders het nie, wanneer ek geen vyande het nie, hy sê in die middel van dit. 'n ander Afrikaanse vertaling sê, u nooi my om by u tafel te sit, maar my vyande moet staan en kyk. Dit is in die middel van die situasie, dis in die frustrasie, dis in die moeilikste tye van ons lewens, is die tafel gedek. In die moeilikste tye van ons struggle, in die dal van doodskade weer, is die tafel nog steeds vir ons gedek. Dis in die tye wat ons swak voel. Dis in die tye wat ons nie weet wat om te doen nie, maar die tafel nog steeds gedek is. Dis die oomblik wat ons nie goed genoeg voel nie. Waar ons nie weet of ons wil opgee, of ons wil aangaan, waar die tafel gedek is. Dis in die grootste onsekerheid en twyfel in ons lewens, waar die tafel gedek is vir my en jou. En sy tafel is nie 'n tafel van onsekerheid nie, maar 'n tafel van sekerheid. Ons is dalk onseker. Ons is dalk onseker, maar ek wil vandag vir jou sê, ons God is nooit onseker nie. Hy is ons sekerheid. Amen. As jy moet, sit net vir jou 'n ekstra S daarin. Dis nie onseker nie, dis ons sekerheid. Hoor hoe mooi sê die Passion Translation, Psalm 23 vers 4 en 5. Hy sê, even when your path, Godse path, takes me through the valley of the deepest darkness. Hy praat hier van the valley of the shadow of death. Wanneer ek onseker en overwhelmed is, dan sê hy, fear will never conquer me. Hoor hoekom? For you already have. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely, for you are near. Die Here is naby. Al gaan dit woes, al is ons onseker. Hoor wat sê vers 5, hy sê, you become my delicious feast, even when my enemies dare to fight. Die Here kom, en hy bring die kos, maar hy is ons fees. Jy kan relax. Die Here het jou. Hy nooi jou om te kom sit by die tafel. Hy nooi jou om net te kom oopmaak. Om op te hou voorgee, op te hou pretend, op te hou om alles te probeer fix, en dalk alles te probeer wegsteek wat verkeerd is, op te hou fight. Dis die vyande wat fight, dis jy wat sit by die tafel. Want God fight dan namens jou. En daai, wat moet ek doen? Om weer okay te wees, wat moet ek doen? Daai vraag wat ons begin vra het, die antwoord op dit is, maak net oop. Net soos wat jy is. Die pressure is af. Jy hoef niks op die tafel te probeer sit nie, want jy het niks om op die tafel te sit nie. Maak net oop en kom sit net by die tafel. Al wat hy soek is jou. Net soos wat jy is. En hy wil tyd saam met jou spandeer. Soos daai kinderliedjie dit so mooi sê is, wat sê, weet jy dat Jesus jou liefhet? Ken julle dit? Kan jy so saam sing? Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Sommer net soos jy is, want jy is kosbaar en spesiaal vir hom. Dis dit. Dis hoekom hy tyd saam met jou wil spandeer, want jy is kosbaar en jy is spesiaal vir hom. Net soos wat jy is. Jy het nie nodig om voor te gee nie.
the Here sien jou hart in anyway. En wanneer ons tyd saam met Jesus spandeer om die tafel, wanneer ons soos Bruce dit stel, we just abide with him. Hoef ons nie meer te stres nie. Want soos Romeine 8 vers 28 sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Alles beteken alles. Selfs die onsekerheid, selfs die dinge wat nie sin maak nie, selfs die goed wat ons nie verstaan nie, die foute wat ons al gemaak het, die dinge waaroor ons skaam is, wat ons probeer wegsteek. Dit wat jy dink het nie meer hoop nie. Hoor wat sê die Passion Translation van daai vers, hy sê, we are convinced that every detail of our lives is continually woven together for good. Hy werk dit alles ten goeie mee. Dis ons God. Ek in my huis het 'n reël. Wanneer dit rof gaan en ons onseker is, dan vier ons fees. Wanneer ons voel ons sit by die tafel van onsekerheid, kom ons en ons sê, nee Here, ons gaan by u tafel van sekerheid kom sit. Die tafel wat u vir ons voorberei het, is nie 'n tafel van onsekerheid nie, maar van sekerheid. Want God is altyd seker. Hy is ons sekerheid. God wonder nie, God twyfel nie. Ons hoef nie seker te wees nie. Jy hoef nie in jouself seker te wees nie, want Jesus is seker. Jy hoef nie alles uitgefigure te hê nie, jy hoef nie voor te gee dat alles oukei nie. Jesus het jou. Hy het jou. En ek wil jou vra of ons vir 'n oomblik net kan sê, Here, ek wil die deur oopmaak. Ek wil nie eers stop en sê, wag Here, bietjie later, laat ek net eers gou. Nee, maak net die deur oop. Te sien hoe Jesus staan by die deur met die kos. En hy sê, hier's ek. Ons gaan partytjie hou. Ek is hier. Wat meer het jy nodig? En kan ons vanoggend oomblik maak om te sê, ons wil by sy tafel van sekerheid kom sit. In ons onsekerheid. Dit net vir die Here gee. En sê, Here, ek het niks om op hierdie tafel te sit nie. Here, u het dit alles gedoen. En net, kom ons kom wees net reël vir 'n oomblik. En ons maak oop en ons sê, Here, hier's ek. Ek wil naby aan u wees. Ek weet nie op die oomblik waar jy in jou lewe trek en wat aangaan, of jy regtig okay is nie. Ek weet nie of jy groot besluite moet neem. Miskien moet jy die Here vertrou vir iets. Dalk is jy onseker oor 'n klomp goed. Dalk voel dit vir jou asof jy net nie clarity kry nie. Dalk is jy net overwhelmed. En jy voel alles is te veel. En jy voel net moeg. En as jy sê vandag ek relate met dit, wil ek jou vra om jou hand op te steek en ons wil vir jou bid. Ons gaan jou nie vorentoe roep nie. As jy sê ek is hierdie goed, ek is onseker, ek is overwhelmed, ek is moeg, wil ek net hê, steek net vir my jou hand lekker hoog op. Soos wat jou hand in die lig is, wil jy hom nie vasmaak. Maak hom toe. Hou hom daarbo. En dan sê vir die Here, Here, ek hou vas, want U is my sekerheid. Here, U is nie onseker nie. Here, U is my sekerheid. Here, dankie vir elke hand wat opgaan en sê, Here, ons het U nodig. Here, ons kan nie in onsself dit uitfigure nie. Ons kan nie. Maar Here, U kan. U werk alle dinge ten goeie mee. Here, dankie dat U by ons is. Dankie dat U naby is.